Goeiedag en welkom by ons laaste sessie. Kan jy dit glo? En môre is nie beloof nie. Ons kom aan die einde van 'n 6 weke reis van ons en ek hoop dit het jou in hierdie 6 weke so baie uitgedaag soos wat dit my uitgedaag het. En ek hoop dat jy of julle miskien as 'n gesin of as 'n groep 'n paar nuwe gewoontes in julle lewe gevestig het ook in hierdie tyd. Om jou te help wil ek jou vertel van 'n paar gratis hulpmiddels wat tot ons beskikking is op Google Play Store of op die Apple Store, wat jou kan help net om bietjie hierdie ritme van elke dag stil word te help in jou lewe. Die eerste een daarvan is die Bible app, die Bybeltoep. As jy hom nog nie op jou foon het nie, is dit iets wat jy verseker moet aflaai. En as jy jou Bybel app aflaai, dan is daar eerstens al die Bybels, omtrent in elke moontlike vertaling in die hele wêreld is daarop. En dan is daar ook aan die onderkant, as jy na plans toe gaan, na planne toe gaan, is daar Bybel leesplanne wat jy vir sê maar 'n week lank of vir 'n maand lank kan volg. En selfs van hulle is in Afrikaans, as jy verkies om goed in Afrikaans te lees en te luister. En 'n ander app wat ek vir jou wil vertel is die Lectio 365 app of toep. Dis 'n stilte tyd manier om mee stil te raak met die woord elke dag, of eintlik is daar 2 keer 'n dag, is daar 'n gedeelte waarmee jy kan stil word, wat jy kan gebruik om 'n skrifgedeelte te mediteer oor, om bietjie stil te raak oor iets spesifiek uit die Bybel uit wat daai dag vir jou deur die toep gelees word. En dan is daar ook 'n weergawe van die Lectio 365 wat hulle noem Lectio for Families, wat ook een is vir gesinne. Dat julle as 'n gesin, veral as daar 'n gesin is met kinders in, kan saam doen en saam stil word elke dag rondom dit. En die laaste een wat ek vir julle van wil vertel is die Pray As You Go app of toep. En hy is baie soos Lectio 365, wat ook 'n daaglikse stilte tyd het. Hy het 'n gedeelte waar jy kan luister na musiek, waar daar 'n skriflesing is, waar jy kan gaan sit en mediteer daaroor, waar dit weer vir jou gelees word en waar jy begelei word om so 'n bietjie stil te raak met die woord elke liewe dag. Nou daar's nog baie ander, maar die belangrikste van alles is dat jy probeer om hierdie daaglikse ritme wat jy gereeld stilte tyd hou elke dag, sal hou in jou lewe. Want ek is oortuig daarvan dat dit seker die grootste en die belangrikste ding is in jou lewe, wat jou lewe kan verander en meer soos Jesus maak. Nou indien jy hierdie reeks saam met ons redelik ernstig opgeneem het en jy het saam met ons gelees elke dag, dan is daar vir jou, as ons in die begin saam begin stap en reis het, is daar nou net 1 week oor of 'n paar dae van hierdie week oor, as ons gaan leef, asof ons gaan sterf. En so vir 'n ysbreker wil ek hê julle moet so 'n bietjie na hierdie videoklip kyk. En dan sal daar na die videoklip sal daar ook 2 vrae wees op die skerm wat julle so 'n bietjie oor kan gesels. Life is a strange thing. Some people say that life is a gift. Others say life is random. What are the odds? In either case, life is something we wrestle with every day. Sometimes life is great. Life's number one! We see that life is short and are determined not to let life pass us by. We live each day squeezing every last drop out of our one and only life. We love life and walk around totally high on life. Now that's the good stuff. Especially when you find the love of your life and make a new life together. Life is never quite the same after that. And pretty soon you experience the joy of bringing a new life into the world. But that's when life can get complicated. Suddenly, your life isn't the only life you have to worry about. Life can get a little routine, predictable, sometimes plain boring. And you can even start to feel trapped by life. No. You wonder, what happened to my life? What happened to you? How did my life get like this? How'd you get like this?
And next thing you know, you're having a midlife crisis. I want a Corvette. To make matters worse, you start to worry about your kids' life. You try to shape their life and give their life some direction. But all they care about is their social life. Isn't that a beautiful thing? Hello? Oh, hey, Susie. Yeah, I'd love to come over and study. And the more you try to help them, the more they say things like, "This is my life," or "Stop ruining my life." But you can't help thinking they are taking their life for granted. Yep, life can be confusing. It can make you mad. And sometimes life stinks. Dude. You look at life and wonder, What's your point, huh, tough guy? You got a point? I want to know it. you can feel beaten down by life, Hey. crushed by life. Your life starts spinning out of control, and you can't get your life back on track. You start to think, is this all life has to offer? You're only making him angrier. But nothing puts life in perspective like a near-death experience. Run for your life. Then you cling to life. You realize that life is precious. You are so precious. Life is sweet. You say, I have a new lease on life. Booyah! My life will never be the same. Yeah! And if you're lucky, you may even find your life's purpose. Or not. Either way, one thing's for sure. Whether it's long or short, happy or sad, dull or stressful, life is the best thing that ever happened to us. And you can bet your life on that. Nou ons teksvers vir hierdie week is Matteus 6 vers 21. Ek lees hom vir jou op die skerm. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. In Engels, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Hierdie vers gaan nie net oor besittings en oor geld nie. Dit gaan ook oor die dinge wat in jou lewe is, soos jou aandag, jou energie, jou fokus, waar al daai dinge is, energie en aandag is waar jou hart sal wees. En dit kan nogal 'n uitdaging wees. Veral as jy, soos almal van ons, meeste van ons, 'n werk het elke liewe dag, vol aktiwiteite, en elke dag is daar 'n paar honderd dinge wat op jou bord kom, besluite wat jy moet neem, daar's daar kinders in jou klas, daar's daar kliënte wat jou aandag nodig het, daar's mense wat bel, daar's goed wat afgehandel moet word met sperdatums, en heel dikwels is die dinge wat daar bo is, waar ons hart en ons gedagtes moet wees, ver van ons af, in hierdie tye in ons lewe, wanneer ons met ons werk besig is. Maar ek dink is juist waarom die Bybel ons so waarsku daarteen, dat ons nie so in hierdie lewe moet deel raak van die kultuur nie, maar dat ons ook nie moet aanpas en deel word van alles wat in hierdie wêreld is nie, maar dat ons moet uitstaan, dat ons eintlik anders of stroomop moet wees as ons kultuur en die res van die mense wat om ons is elke liewe dag. As ons nie iets doen wat ons laat anders wees of laat uitstaan nie in ons lewe en in ons werk dalk selfs nie, hoe sal mense weet dat ons kinders van die Here is? Hoe sal ons dan lig kan wees as ons nie helder skyn nie? En ek dink Romeine 12 vers 1 en 2 gee vir ons dalk so 'n bietjie van 'n leidraad wat ons kan help op hierdie reis. En ek lees hom vir jou uit die Message. Hy sê, take your everyday, ordinary life
your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Nou, ek wil hierdie vers vir julle nou op die skerm los en dan vra dat julle so 'n bietjie daaroor dink en daaroor gesels in julle groep. Hoe gaan ons dit regkry om soos hierdie week se tema om te leef met 'n ewigheidsperspektief, om te lewe vir meer as net onsself? Hoe gaan ons dit regkry om so te lewe? Of in die woorde van hierdie vers wat ons nou net gelees het, van die Message parafrase sê hy, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Wat beteken dit vir julle? Lees dit dalk, die vertaling is nou op die skerm, en lees dit dalk uit 'n paar ander vertalings uit, en dan gesels julle so bietjie hieroor. Nou, een van my gunsteling skrywers is Malcolm Gladwell. Hy het 'n boek geskryf wat hy noem Outliers, The Story of Success, waar hy gekyk het na mense wat uitgestaan het in een of ander area van die lewe. Of dit nou in sport was, of dit in kultuur, musiek byvoorbeeld was. Hy het na vlieëniers gekyk, hy het na uitvinders gekyk, hy het na begaafde mense gekyk, hy het na doodgewone mense gekyk, maar wat buitengewone dinge gedoen het. En sy vraag wat hy in die boek eintlik wil vra is dat, wat het hulle laat uitstaan? Hoekom het mense hulle raak gesien? Hoekom was hulle lewe so groot sukses gewees? En wat het hulle daar gebring? Hy het 'n hele paar bevindings gemaak in sy boek, maar ek het so 2 wat ek net vir jou wil uitlig vandag. Hy het wat hy noem die 10,000 hour rule, wat hy sê dat enige iemand word 'n meester op 'n gebied van die lewe as hulle die plek van 10,000 ure daaraan gespandeer kan by uitkom. Hoe meer konstant hulle daaraan werk om by hierdie 10,000 ure uit te kom, hoe beter is jou kans om dan 'n sukses of 'n meester te raak op die gebied van hierdie area van jou lewe of waaraan jy werk. En dan het hy 'n ander bevinding gemaak en gesê dat konteks en geleenthede is ook 'n groot faktor wat mense laat uitstaan het. Elke meester in hulle lewe wat op een of ander plek van hulle lewe gekom het, wat iets bemeester het, het vele uitdagings gehad in hulle lewe, wat hulle moes oorwin. En dit was dikwels dat daar 'n direkte korrelasie was tussen die grootheid van dit wat hulle moes oorkom, die uitdagings wat hulle gehad het, die challenges wat hulle gehad het, dit wat teen hulle getel het, en dan teenoor die grootheid van die sukses wat hulle op die ou end bereik het. So hulle wat meer uitgestyg het, is baie dikwels hulle wat meer dinge moes oorkom het in die lewe. So hulle het geleer om vas te byt en om deur te druk en om enigiets te oorkom. En dan praat hy van die geleenthede wat daar oor ons almal se pad kom, is dat daar's geleenthede wat benut moet word en daar's geleenthede wat net tydmors is. En hulle was die mense, hierdie suksesvolle meesters wat hy hulle beskryf, was hulle wat hierdie geleenthede wat hulle pad langs gekom het, aangegryp het.
en die beste daarmee gemaak het. En dan het hulle geweet watter geleenthede moes hulle net laat gaan het. Nou, dit het my weer laat dink aan ons reeks, môre is nie beloof nie. Hoe lewe ek met my oë op die ewigheid? Want ons het nie 'n oneindige hoeveelheid geleenthede in die lewe nie. Ons het net sekere geleenthede wat ons kry. Weet ons watter geleenthede in ons lewe is net 'n mors van tyd. Om tyd en energie daaraan af te staan, is 'n mors van tyd. Of watter geleenthede het die Here dalk oor ons pad gebring? Mense dalk het die Here oor ons pad gebring. En dan is daar die konstantheid, die 10.000 ure. En as ek dit na ons geloofslewe toe vat, dan is die vraag seker, hoe gereeld of hoe konstant het ons met ons hemelse Vader 'n gesprek oor wat op sy hart is vir ons? Dat ons weer ons persoonlike kompas in ons lewe instel op hom en wat hy van ons vra, dat ons kan reageer daarop. Dat ons sal stil genoeg raak om te hoor wat hy vir ons sê in ons lewens. Is dit 1 keer 'n week? Is dit 1 keer 'n maand of selfs minder is dit? Of is dit dalk soos Jesus se voorbeeld elke dag van sy lewe gewees? Ek wil hierdie reeks afsluit en julle as 'n klein groep wil ek afsluit met 'n vraag en ek wil vra dat julle maar oor die algemeen hierdie reeks sal saamvat en sal gesels oor wat was julle grootste uitstaan oomblik? En vir elke persoon kan dit dalk iets anders wees. Die aha oomblik dat jy besef het in hierdie reeks, joh, ek moet hieraan werk of ek moet hierna luister. Dit kan in die dagstukkies wees, dit kan in die boodskappe wees, dit kan in julle groep dalk wees, iets wees wat iemand met julle gedeel het. Maar laat elkeen in die groep gesels oor wat vir hom of haar uitgestaan het om af te sluit. En dan wil ek julle ook vandag uitdaag dat julle sal aanhou om by mekaar te kom. Ek weet, as dit by die 4de kwartaal kom, dan sê ons almal, o, jene tog, dis crazy season. Dit is net afsluitings en eksamens en jy noem dit op. Daar is net mal verpligtinge op elkeen van ons in hierdie 4de kwartaal. En dit is moeilik. Maar kan ek jou vra dat jy hierdie tyd saam met jou groep wat jy dalk nou vanaand by sit, sal sien as 'n afspraak wat jy het elke week. Dat jy saam met hulle sal reis, saam met hulle die lewe sal doen. Ons het baie goeie materiaal wat ons graag met julle wil deel in die 4de kwartaal en dan wil ek julle aanmoedig dat julle dalk 'n kort breek sal vat tydens die skoolvakansie of tyd wat julle ooreengekom het en dan weer te begin en te gesels en by mekaar te kom. Wees daar vir mekaar in hierdie crazy season. Kom laat ons elke dag leef asof daar nie 'n môre is nie. Want môre is nie vir een van ons wat vandag hier sit beloof nie. Nou ja, die vraag is nou op die skerm en dan wil ek vir jou sê, tot volgende keer, carpe diem en shalom lehaim. En as jy nie weet wat dit beteken nie, lees weer jou dagstukkie boekie op bladsy 9.